Ons praat vandag oor God se soewereiniteit en dis baie moeilik om 'n titel te kry vir die onderwerp, maar dit gaan eintlik oor die feit dat so baie mense sê dat, ag jy weet, ons moet maar aanvaar alles wat gebeur in die lewe, want jy weet, God is in beheer. God controls everything. Dit is al half 'n cliché. En weet jy wat, dit veroorsaak soveel misverstande. En ons gaan vanmôre daarna kyk. En ek het hierdie boodskapie redelik volledig uitgeskryf, sodat julle kan teruggaan na huis toe en weer daarna kan gaan kyk en dat julle miskien net meer en meer dit sal kan verstaan. Goed, so kom ons kyk op die aantekeninge en ons lees daar. So mense glo, en ek praat nou van kinders van die Here, dat God alles beheer wat in hulle lewens gebeur. Of dit nou goeie dinge is, God beheer dit, of dit slegte dinge is, God beheer dit. Alles wat gebeur is sy wil, en hy doen dit, want hy is soewerein en in beheer van alles wat op hierdie aarde gebeur. En hulle glo daarmee saam, hy laat ook hierdie slegte goed toe, vir 'n bepaalde doel, byvoorbeeld, hy wil vir ons iets daaruit leer, of hy wil ons karakter daardeur vorm. Mense sê baie keer, jy weet, ek is nog nie geduldig genoeg nie, so die Here stel hierdie siekte van my, of laat hierdie siekte aangaan en aangaan, of hy bring 'n vervulling van 'n belofte nie, 'n belofte wat gegee is, nie in vervulling nie, want ek moet geleer om 'n geduldige mens te word, want ek is te ongeduldig. Of hulle gaan byvoorbeeld na 2 Korintiërs 12 toe, daar sê hulle, sien, Paulus se probleem was, hy was 'n hoogmoedige mens. En toe die Here nou 'n siekte, die doring in die vlees vir hom gegee, sodat hy nou kan leer om nie hoogmoedig te wees nie. So hulle vat voorbeelde uit die Bybel uit, en dan sê hulle hierdie tipe van goed. Nou hierdie lering word genoem, en jy kan maar gaan uitvind daaroor, hierdie spesifieke lewensfilosofie, want dit is 'n lewensfilosofie, word genoem fatalisme, of die noodlotsleer. Met ander woorde, whatever in jou lewe gebeur, dis maar jou noodlot, dis vir jou bestem. God het dit vooruit besluit, vooruit bepaal, jy moet dit net aanvaar. Die engel sê, what will be, whatever God decides is going to happen. He predestined it and I just have to accept it. En dan aanvaar mense, sê, jy weet, ek moet maar hierdie ding aanvaar, hierdie slegte goed in my lewe, want dit kom van die Here af, want God is mos in beheer. In Afrikaans, so maar plain wil ek dit beskryf, Jesus bestuur die motor van my lewe, en ek ry maar net saam. En dan sê hulle ook, die rede hoekom hulle so glo is, God is dan soewerein, hulle gebruik die woordjie soewerein. En interessant is daar, wil ek vir jou sê, die Bybelkenners reken dat die King James, die oorspronklike King James, is die mees korrekte Bybelvertaling uit die Hebreëus en uit die Grieks uit. Nou hierdie woordjie soewerein is nooit ooit in die King James genoem nie. Nou nog, jy sal hom nêrens kry nie. Maar in die NIV kom hy 303 keer voor. En dis hoekom mense dit aanvaar het, en hulle praat daarvolgens. Jy weet, God is soewerein, en vir hulle beteken soewerein die feit dat hy alles beheer, so niks kan gebeur wat nie sy wil is nie. Okay? Maar, as 'n mens gaan kyk na die betekenis van die woordjie soewerein, dan beteken dit paramount of supreme, wat beteken, hy is die opperheerser, hy die grootste, hoogste gesag wat bestaan, hy die meeste mag en hy die sterkste krag. Met ander woorde, niemand het meer mag of gesag of krag as hy nie. En in die tweede plek beteken dit, soewerein beteken independent. Hy is onafhanklik in sy heerskappy. Soos 'n chief of state, niemand kan vir hom insprake gee oor wat hy moet doen en wat hy nie moet doen nie. En dit beteken ook excellent. Dit beteken alles wat hy doen is uitstekend, dis uitmuntend, dis voortreffend, dis die beste. Maar besef julle dat die een van hierdie definisies beteken dat hy wel ook alles beheer nie. Hy kan, maar dit sê nie, hy doen dit nie. Alright. Mense aanvaar
Omdat God die hoogste gesag het, kan niks gebeur wat nie volgens sy wil is nie, en dit is onwaar. Hoekom sê ek dit? In 2 Petrus 3 vers 9 staan daar die volgende, dis die versie, daar staan, God is geduldig met ons, omdat hy nie wil hê, dat ons verlore moet gaan, dat enige iemand verlore moet gaan nie, want hy wil hê, dis sy wil, dat almal tot bekering moet kom. Goed, dit God se wil. So as soewerein sou beteken, dat alles wat gebeur is God se wil, dan beteken dit mos, dat daar nie 'n enkele mens ooit kan hel toe gaan nie. Stem julle met my saam? Want dit is God se wil volgens 2 Petrus 3 vers 9, dat hy wil nie hê, dat iemand moet verlore gaan nie. Julle sal met my saamstem. Ek het dit vir jou duidelik uitgeskryf. As mense nie Jesus kies as hulle verlosser nie, gebeur God se wil nie vir hulle nie. Dan kom daai mense nie tot bekering nie, hulle gaan hel toe as gevolg van hulle keuse. So, dit is so dat God alles kan beheer, maar hy het elke mens 'n vrye keuse gegee. Hy het ons elkeen 'n vrye keuse gegee. Net soos vir Adam en Eva. Hy het vir Adam en Eva in die tuin van Eden gesit en vir hulle gesê, hier is 'n boom, die boom se naam is die boom van die lewe. Ek gee vir julle opdrag. Julle mag net van daai boom eet. Daar's ander bome ook, maar moenie van hulle eet nie, net hierdie boom. En wat het hulle gedoen? Hulle het verkeerde keuse gemaak. Hulle mag net van eet van die boom van die lewe, nie van die boom van kennis van goed en kwaad nie. En hulle het verkeerde keuse gemaak. Dis so, hulle mag net geëet het van die boom van die lewe. Hulle mag nie geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Toe kies hulle om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad, toe die slang vir hulle kom verlei. So hulle het verkeerde keuse gemaak. Net so in Lukas 9, vers 23 en 24 sê die Here vir ons, as julle my disippels wil wees, en as julle agter my wil aankom, wat sê die woordjie as julle wil? Ons het 'n keuse. Dan sê in dieselfde asem, dan moet jy jou kruis opneem, en jy moet jouself verloon, en dan volg jy my. So ons het daar ook 'n keuse. Daar's baie mense, wat nie hulle kruis opneem nie hulle self verloon nie, en dan is hulle selfsagtige mense, wat net hulle eie ding doen, en hulle steur nie aan God nie, want dit is wat kruis opneem beteken, ons moet sterf van onsself, en ons moet kom by die punt dat ons sê, ek maak nie soos ek wil nie, ek volg vir Jesus, ek doen wat hy vir my sê ek moet doen. Dis reg op die ou end, ja, maar hulle mag geëet het van die... God het mos aanvanklik vir hulle gesê, hulle mag net eet van die boom van die lewe. O my aardie mense, is ek so die mekaar vanmôre. Lyk my ek moet terug gaan Genesis toe. Ekskuus dan, ek is nou nog, ek sal weer gaan lees. So, okay, maar julle weet, dit gaan oor die beginsel, okay? Hulle was ongehoorsaam aan die opdrag wat God vir hulle gegee het. Net soos in 1 Petrus 3 vers 9, die volgende skrifgie wat ek daar as 'n voorbeeld gee. Daar staan, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Moenie mense beledig wat vir julle beledig nie. Maar seën mense wat julle beledig en julle vervolg, en julle sal geseën word. Dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Maar weet julle wat, ons kies so min om werklik daai opdrag van God te gehoorsaam. Ek is skuldig daaraan, ek weet nie van julle nie. So dikwels maak ek daar 'n verkeerde keuse, en my keuse het gevolge. So, ek wil die stelling maak, God beheer nie ons keuses nie. Stem julle almal saam daarmee? Nou kom ons kyk nou na die volgende terminologie wat algemeen gebruik word met hierdie filosofie, hierdie fatalisme noodlotsleer. En dit is, God laat alles toe. As er dan iets gebeur, dan laat hy dit toe. Nou die woordjie toelaat, as jy gaan opsoek in die HAT, beteken
om iets goeds te vind wat gebeur. Jy vind goed dat iets gebeur. Met ander woorde, jy sê, ek is bly dat hierdie ding het gebeur. Of jy verleen toegang of toestemming dat iets gebeur. Met ander woorde, jy sê, dit is reg, ek wil hê dit moet gebeur. Of jy maak iets moontlik om te gebeur. Nou sê mense aanvaar nou dat God siektes toelaat, ongelukke toelaat, bankrotskappe toelaat in 'n lewe, want hy keer dit dan nou nie. En hy het die mag om dit te doen, en ons stem saam. God het die mag om dit te doen. Maar hy keer dit nie, so, God is maar soewerein, hy beheer alles wat gebeur moet sy wil wees, so, die enigste antwoord wat ons kan kry, hoekom hierdie slegte goed dan nou nog in ons lewens gebeur, is ons sê nou, nee, hy laat dit toe. Hy laat dit toe, vir 'n bepaalde doel. Maar as ons nou gaan kyk na 'n kykie in God se karakter, hier kom sê hy vir ons in Matteus 7, vers 11 sê hy, as ons wat sleg is dan weet om vir ons kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader dan die goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra nie. So as ek nou dit lees, my hemelse Vader wil vir my goeie gawes gee, dan hierdie definisie van toelaat, dat hy dan sal goed vind, dat slegte dinge moet my gebeur, dat hy sy toestemming sal verleen, dat slegte dinge sal gebeur, dat hy dit vir my sal moontlik maak, om deur 'n lelike egskeiding te gaan, of deur bankrotskappe te gaan, dat hy dit vir my gaan moontlik maak, dan pas hierdie toelaat storie nie vir my mooi by dit in nie. En as ek ook mooi dink oor die hele storie, en ek sê vir myself, weet jy wat, die Here keer mos nie wat ek praat nie. Stem julle saam? Dink 'n bietjie mooi, sal dit van my reg wees om te sê, as ek vloek, of ek skinder, die Here het toegelaat dat ek vloek of skinder? Sien julle hoe absurd is ons redenasies? Oor die hele toelating. Ek wil die stelling maak, as ons werklik besef wat beteken God se liefde en sy goedheid, dan gaan ons nie meer vir alles sê, God laat toe dat slegte dinge oor ons kom nie. Inteendeel, in Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gawe van bo kom van God af. Hoe werk dit? God gee aan die mens die vryheid om keuses te maak. Deuteronomium 30 vers 15 tot 19 sê hy, ek hou vir jou voor die lewe of die dood, die voorspoed of die teenspoed. Dan gaan hy aan en dan sê hy in vers 19, maar ek beveel vir jou aan, kies die lewe. Ek wil hê jy moet die lewe kies, maar ek hou dit vir jou voor, jy kan kies. En in die tweede plek gee hy vir die mens opdrag om te heers. Nou as dit so was, dat alles wat gebeur is God se wil, hoekom sal hy vir ons opdrag gegee het om te heers? Waaroor moet ons dan nou heers? Ons kan ons dan nie heers oor enige iets wat moet gebeur, wat sy wil in elk geval is nie, of dit wat hy toelaat nie. Stem julle saam? Psalm 115 vers 16 sê hy, die hemel vir hom gemaak, maar die aarde het hy vir ons gegee, en ons lees in skrifte soos byvoorbeeld Hebreërs 1 vers 3, dat hy hou alles in stand deur sy magswoord. En ons weet wat staan in Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong. So dit klink vir my, by hierdie kies die lewe, kies die dood storie, kom hierdie mag en beheer storie ook in, want as dit wat oor my lippe kom, bepaal die kies van die lewe of die dood, dan is dit mos my keuse wat ek praat. Stem julle saam? En dit stem nogal saam met Jakobus 3 vers 6 wat sê, dat die tong het baie mag. Hy steek my hele lewe aan die brand asof uit die hel uit. En dan in die derde plek, hy gee aan die mens mag en krag om
elkeen van ons se lewens te beheer deur sy naam. Matteus 14 vers 14 sê, alles wat julle in my naam vra, sal ek vir julle gee. Matteus 16 vers 19 gee hy vir ons sleutels om dinge oop te sluit en toe te sluit. Lukas 10 vers 19 sê hy, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene, en dit verwys aan die duiwel en sy demone te trap, en om al sy geweld te oorwin, sy geweld, sonder dat dit ons enige leed aandoen. So hier kom God se goedheid weer in. OK? En wat sy plan regtig vir ons is. Hier is 'n baie mooi voorbeeld, wat so tipies is eintlik aan ons manier van redeneer in Josua se lewe. En ons kry hierdie voorbeeld in Rigter 6. Nou, Gideon was hier besig met allerhande dinge, en hy sien toe die vyand kom op hulle afgestorm, op hulle Israeliete. En hy sien dat hierdie vyande is so baie, hulle soos 'n kom springkaan as hy dan al kyk, en hy raak bang. En hy sê hier op 'n stadium, hy's besig by die parskruit en 'n parskuip, en die engel kom na hom toe, en die engel sê vir hom, die Here is by jou, dapper man. En hy sê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, dis nou vers 13, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Tipies, daai redenasie wat ons ook het. Waar is al sy magtige dade vandaan? Ons sal gesê, Here, maar as U dan in beheer is, hoekom laat U hierdie goed toe? Ons redenasie. Het die Here ons nie uit Egipte uitgegaan nie, en gaan hy verder aan. Vers 14. Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het, en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Aha. Hy het die mag gekry om iets te doen, as die vyand op hom aangestorm kom. Goed. Die reformers, dis mense wat in vernuwing is. Hulle manier om oor hierdie ding te dink is anders. Hulle sê, the way God predestines, met ander woorde besluit vooraf dinge, and bring his will to pass, is that he uses my will to do it. Met ander woorde, God besluit vir my voor die tyd goed, dit wat sy wil is vir my lewe, maar as my wil in lyn is met sy wil, sy goeie wil vir my lewe, dan gaan daai goed gebeur. Maar as ek nie my wil nie met hom saamwerk nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Kenneth Hagin het dit eenmaal so beskryf, hy sê, die aarde is nie 'n reuse skaakbord, en God beweeg ons mense as pionne rond, en so beheer hy die spel nie. Nee, hoe werk dit? God het 'n plan vir elke mens, en sy plan vir elkeen van julle wat hierso sit, is 'n goeie plan. Dis 'n baie goeie plan, en dis altyd 'n baie goeie plan. Jeremia 29 vers 11 tot 14 sê dit vir ons. Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan. Ek beplan vir julle toekoms. Ek het 'n mooi verwagting vir julle. Dit is wat hy daar sê. In Psalm 139 vers 17 sê hy, ek het net wonderlike gedagtes vir jou. En dan in Efesiërs 2 vers 10 gaan ek vir jou lees wat daar in Engels staan, in die Amplified daar staan, for we are God's own handiwork, recreated in Jesus Christ, that we may do those good works which God predestined for us. En hakik, taking paths which he prepared ahead of time, that they should walk in them. Ek kan nie my eie skrif verstaan nie, ekskuus. Living the good life which he made ready for us all. So, hy het 'n goeie plan vir ons vooruitbesluit, maar ek en jy moet wat doen? Ons gaan nou sien. So, hy maak nou hierdie planne, maak hy aan ons bekend op verskillende maniere. In die eerste plek deur die woord. Hy sê byvoorbeeld in die woord vir ons, hoe ons huwelike moet inrig. Want dis sy plan, dat ons moet dit op 'n sekere manier moet doen. Hy sê vir ons wat ons moet ons finansies moet doen. Hy sê vir ons hoe ons moet ons kinders moet grootmaak. Hy sê vir ons soveel raad in ons eie geestelike lewe. Laat staan hierdie goeders en doen dit. Word beheer deur die Heilige Gees. Al die voorskrifte wat hy vir ons gee, want hy weet op die ou end gaan dit vir ons hierdie volmaakte goeie plan wat hy vir ons het,
gaan dit in vervulling laat word. Al sy raad wat hy vir ons gee, is sodat hierdie goeie plan wat hy vir ons elkeen het, dat dit bekend kan word. En hy sê ook vir ons, dat deur die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is ons het destyds, onthou julle toe ons oor die Heilige Gees gepraat het, ons sê, die Heilige Gees is soos 'n GPS. Hy sê vir ons, volg hierdie pad, gaan op hierdie afdraand, dit moet jy nie doen nie, moet jy make a U-turn, jy het nou verkeerde paadjie gevat, gaan terug. Dis soos die Heilige Gees moet ons werk. En dan ook die profete, soms kom daar mense na ons toe, en hulle sal 'n woord oor ons kom uitspreek. Dat ek ervaar die Here roep jou om dit of dat te gaan doen, en so kom profete vir ons baie keer die planne wat God in ons lewe vir ons bekend maak. En dan, as ek en jy daai planne weet, dan kies ons of ons in die eerste plek die woord wil gehoorsaam. Spreuke 13 vers 13 sê, wie hom nie aan die woorde van die Here steur nie, sal die gevolge daarvan dra. En ons kies ook of ons na die Heilige Gees verluister wat met ons praat. Ons sien in Hebreërs 3 vers 7 tot 10 dat die Here vir die volk sê dat luister na die stem van die Here. Julle wil nie my paaie gevolg het nie, julle wil nie na my geluister het nie. En daarom dat julle vir 40 jaar in die woestyn was, en weet julle, hulle kon net 11 dae daai hele roete gedoen het. Hulle was 40 jaar daar. Jesaja 30 vers 21 ken julle almal wat sê, as jy die regte koers verlaat, dan sal jy 'n stem agter jou hoor wat sê, loop hier langs, hier is die pad wat jy moet loop. En die voorbeelde hier is van Paulus in Handelinge 16, vers 6 tot 10. Beplan Paulus en sy manne wat saam met hom werk, om na Asië te gaan, en dan lees ons daar, in daai hele stukkie, jy kan dit gelees by die huis, dat die Heilige Gees het hulle verhinder, om Asië toe te gaan. Hoe dink julle die Heilige Gees hulle verhinder? Die Heilige Gees het met hulle gepraat, iemand het die woord gehoor, nee, ons moet nie Asië toe gaan nie. Of, net daarna toe besluit hulle, ons wil nou Britannië toe gaan, dan staan daar in die Bybel weer, die Heilige Gees het hulle nie toegelaat om Britannië toe te gaan nie. Hoe het dit gebeur? Die GPS het dit vir hulle gesê. En toe, daai volgende nag, toe Paulus slaap, toe kom daar 'n verskynende gesig aan hom, en die man sê vir hom, kom na Macedonië toe, ons het jou daar nodig. En toe weet hy waarheen hy moet gaan. Dis hoe die Here sy planne aan ons bekend maak. Hy dwing my en jou nie om volgens sy planne te lewe en te kies nie. Kyk maar byvoorbeeld na Jona. Wat het Jona gedoen? God het vir hom duidelik opdrag gegee, gaan Ninive toe. Hy wou nie. En wat het met hom gebeur? Hy het die gevolge gedra, omdat hy nie wou geluister het in Spreuke 13:13. Daarom gaan God nog 'n stapie verder. Die oomblik wanneer hy sien ons luister nie, dan kom waarsku hy vir ons. En dis wanneer ek en jy, wanneer ons agterkom, daar's padversperrings, daar's hindernisse, ons sukkel om by dit uit te kom. Dit wat ons gedink het wat God se wil is, wil net nie gebeur nie. En dan kom daar twyfel. Jy weet, dan gaan jy na iemand toe en sê, jy weet jy wat, ek is so 'n bietjie onrustigheid oor hierdie ding, maar wat dink jy? Dan sê ek altyd vir mense, daai onvrede is die onvrede wat die Heilige Gees vir jou sê, no. Stop. Dis die rooi lig. Ek en jy moet met hom saamwerk, want hy wil altyd vir ons waarsku. Hoe waarsku hy vir ons in Deuteronomium 32? Sê hy waarsku ons met sy woorde. Partykeer dan doen ons mos dinge. Jy weet, ons is byvoorbeeld koppig en ons wil nie iemand vergewe byvoorbeeld nie. En dan lees ons 'n Bybeltjie van vergewe mekaar, en dink, wil jy dit lees nie? Die woord vermaan ons. Die woord waarsku ons. Of in 2 Kronieke 24 vers 19, profete word gestuur om ons te waarsku. Nehemia 9 vers 30 sê, die Heilige Gees waarsku ons. Vers 34 sê, die woord waarsku ons. En in Matteus 2 vers 12 en 13 gaan dit oor Josef en Maria, wat besoek word deur 'n engel, wat vir hom in 'n droom sê, Josef, moenie teruggaan na Herodes wil vir Jesus doodmaak. Teruggaan na Bethlehem toe nie. So, allerhande maniere. So onlangs, iemand wat baie naby aan my is, het met 'n nuwe besigheid begin,
En die persoon het nuwe aanstellings gemaak, en ek het half geweet daarvan, maar ek was die oggend in die huis besig, ek het nie eens geweet wanneer hy die goed doen nie, en ek was in die huis besig, en ewe skielik, kom hy net, hoor ek die Here sê vir my, ek moet vir hierdie persoon sê, as daar iemand is in sy besigheid, waarmee hy te doen het, wat sy naam, en hy gee vir my 3 name, wat almal so dieselfde afleiding het, van dieselfde naam afkom, dan moet ek vir die persoon waarsku. En die hele dag loop ek, dit was die oggend gewees, dit loop ek, sit nou my eie gedagtes, jy weet, waar kom ek los dit. Volgende dag, toe kom het net weer, hele tyd kry ek net, plaas die Here dit in my gedagtes, die 3 name. Ons praat op die foon, ek sê vir hom, luister, jy moet so 'n naam, of so 'n naam, of so 'n naam, dit is so dieselfde name. Hy sê, hoekom? Ek sê nee, ek kry dit 'n waarskuwing van die Here, jy moet net versigtig wees. Hy sê vir my, ek het nou net daai persoon aangestel in die besigheid. Die vorige dag, hoekom was ek ongehoorsaam? So, dis hoe die Heilige Gees vir ons waarsku. Goed, ek sê hier oor waarsku, jy moet weet, die Here spring nie uit die hemel uit om ongelukke te keer nie. So baie keer gebeur daar 'n motorongeluk, as hy, maar hoekom het die Here dit nie gekeer nie? Hoe verwag mense moet hy dit keer? Moet hy uit die hemel uitspring? Hy waarsku ons voor die tyd. Hoeveel getuienisse, julle het dit ook al gehoor, hoe ongelukkige keer is van iemand wat gesê het, weet jy, ek het ervaar dat jy moes gestop het by 'n groen lig of iets, en dan was dit 'n waarskuwing van die Here. Nee, die hoofrede hoekom teenspoed in ons lewens kom, is ons eie onafhanklikheid van die Here. Wat beteken dit? Dit beteken ons onderwerp ons nie aan die Here nie. Jakobus 4 vers 6 en 7 sê, as jy hoogmoed maak, dat jy nie die genade van God verbeer. Die nederiges kry die genade van God. En dan sê hy, onderwerp julle aan God, en staan die duiwel te, en hy sal van julle afvlug. Hoogmoed sê, ek luister nie wat iemand van my sê nie, ek maak staat op my eie insigte. Ek het al geleer uit ondervinding uit. Ek weet hoe word die dinge gedoen. Ons onderwerp ons nie, is daai afhanklikheid van die Here, wat wil u hê moet ek doen? Dis afhanklikheid van die Here. Spreuke 3 wat sê, moenie op jou eie insigte staat maak nie, maar vra die Here. Jeremia 2 vers 17 sê, jy het dit jouself aangedoen, omdat jy my, die Here, jou God, verlaat het, toe ek jou op jou pad gelei het. Het jy al 'n prentjie gesien dat die Here jou aan jou hand vat en vir jou lei? En dat jy partykeer net sê, ek los nou die Here se hand, nou gaan ek my eie koers, nou doen ek my eie ding. En Job 22 vers 21 en 22 sê ook, onderwerp julle aan God, en julle sal voorspoedig wees in alles wat julle doen. Julle kan dit gaan lees by die huis. En die ander deel, wat deel is van onafhanklik wees van die Here, ons leer nie om te luister na die Heilige Gees se stem nie. Ons dink ons het hom nie nodig nie. Spreuke 1 vers 33 sê, as jy na my luister, hoef jy geen rampe te vrees nie. Jeremia 6 vers 16 tot 19 sê, dat jy kom by 'n kruispad, en dan vra jy, watter kant toe, Here? Moet ek links gaan of moet ek regs gaan? En dan sê hy daar so, julle Israeliete, julle was koppig, ek het vir julle gewys wat 'n pad julle moet gaan, maar julle het gesê, ons wil nie daai pad gaan nie. En ek en jy doen dit ook soms. Maar nou die tragedie is, dat godsdiens, en ek noem dit godsdiens, sê nou, God bring teenspoed, of God laat teenspoed toe. Maar, wat het Jesus kom doen? Jesus sê vir ons in Johannes 10 vers 10, dat ek het gekom om vir jou lewe in oorvloed te bring. Sien julle, daar is nie teenspoed nie. Lewe in oorvloed en teenspoed is teenoorgesteldes. Maar die dief, hy het gekom om te kom steel, en te kom slag en uit te roei. Maar wat kom doen Jesus toe verder? Hy sê in 1 Johannes 3 vers 8, ek het sommer vir jou hierdie saakie maklik gemaak. Ek het die werke van Satan kom tot niet maak. Kolossense 2 vers 15 sê, daai dief wat in jou lewe wil kom steel, daai Satan wat in jou lewe wil kom steel, en teenspoed bring, ek het hom ontwapen, dat het vir jou nog makliker is. So jy moet weet,
dat teenspoed kom nie van die Here af nie. Dis hoekom hy in Jesaja 54 vers 15 sê, as iemand jou aanval, het ek hom nie gestuur nie. Wie jou aanval, sal die onderspit teen jou delf. Hy sê dit vir ons. Ek gaan lees in Psalm 191. Hoeveel keer sê hy daarso, dat ek wil jou uit die voëlvangers se net uit bevry. 10.000 sal langs jou val, maar jy sal nie val nie. Want jy word beskerm deur die Allerhoogste. Wat beteken dit? Ons moet dit uitvind. Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gawe kom van God af. Dit het ek net vir jou gesê. Weet julle, ek het al so baie keer gedink, as jy nou sal blaai na Job 2 toe. Julle ken vir ou Job. Ou Job se tree-mare. Hier is 'n versie in Job 2 vers 10, wat ek dink wat baie verwarring bring oor hierdie onderwerp waaroor ons vandag praat. Job maak 'n stelling hier, en onthou nou, die eintlik is nie Job se vrou. Julle weet mos nou wat gebeur het met Job. Job was bang dat God vir hom sal straf oor sy kinders wat sulke woeste partytjies hou. En toe het hy nou hierdie offertjies gebring, dat die Here tog nou maar net die skuld moet vergewe, dat hy nou nie so 'n goeie pa is nie. En hy het in vrees gelewe. Dis hoekom in Job 3 vers 25 sê, dit wat jy vrees, dit gaan oor jou kom. En op die manier, as gevolg van sy vrees, het hy 'n deur oopgemaak vir Satan, wat al die ellende wat in Job se lewe gebeur het Satan kom bring. Satan het die storms gebring, Satan het sy vrou en kinders doodgemaak, Satan, julle kan daar gaan lees, alles het deur Satan gedoen. Job se vrou is so verward, en sy maak hierdie stelling, sy sê hier in vers 10 van Job 2, Job se vrou het gesê, vervloek God en gaan sterf, en Job antwoord haar, hy sê, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. Ek wonder hoekom 'n vroumens. As ons die goeie, hier is die probleem, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Nou hier staan nie die slegte van God nie, maar mense maak daai assosiasie. Eintlik moes hier gestaan het, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte van Satan aanvaar nie. En die antwoord daarop is, nee. Nee. Hier staan nie, dat ons moet die goeie van God aanvaar, en ook die slegte van God nie. Ek het maar net gewonder, of dit nie al baie verwarring gebring het nie. Die Here sê vir ons in Deuteronomium 28, sê hy, teenspoed en siekte, en julle kan maar daar hele Deuteronomium 28 gaan lees. Dis alles vloeke. En wat het Jesus vir ons gedoen, Galasiërs 3 vers 13? Hy het 'n vervloekte geword, sodat ons nie meer onder die vloeke hoef te wees nie. Ek sê hier, om te weet, dat God veroorsaak nie siektes nie. God veroorsaak nie die teenspoed in jou lewe nie. God veroorsaak nie die hartseer in jou lewe nie, is een van die belangrikste openbarings om in 'n verhouding met die Here te wees en om volgens jou geloof te lewe. Hebreërs 11 vers 6 sê, dat die engel sê mooi, hy sê, gaan vir jou lees, Hebreërs 11 vers 6, without faith it is impossible to please God, maar die Afrikaans sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. En nou hierdie, wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Nou wil ek vir jou vra, dink 'n bietjie mooi. As jy vanmôre absoluut oortuig is, dat ek praat 'n klomp nonsens vanmôre, jy glo God bring siekte, jy glo God veroorsaak die teenspoed, jy glo God sit agter al die probleme wat in jou lewe is, wil ek vir jou vra, is dit vir jou maklik om na God toe te gaan in 'n verhouding of om te sê, Hemelse Papa, ek is so lief vir u, ek wil so graag in u teenwoordigheid wees, ek wil so graag met u kom praat en gesels. En gaan jy sê, Here, ek kom na u toe want ek weet u wil my beloon. Jy kan dit mos nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie. As ek dit moes geglo het, nou was dit tyd in my lewe wat ek dit geglo het. Was ek bang vir die Here?
Want ek was te bang as ek by hom kom, gaan hy vir my piets. En gaan hy net weer vir my sê, omdat jy nie vir my geluister het nie, omdat jy dit en dit verkeerd gedoen, ou maatjie, gaan ek jou nou straf, ek gaan vir jou 'n lesie leer. Maar hier kom hy sê byvoorbeeld vir ons in Hebreërs 4:16, kom met vrymoedigheid na my genade troon, en jy sal genade kry, onverdiende guns, en jy sal barmhartigheid kry, nie die straf wat jy eintlik verdien nie, maar ek sal jou op die regte plek help, op die regte plek sal ek jou uitbring. Dit sê Hebreërs 4:16, en Matteus 11:28-13 sê, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is. Weet jy, siekte en moeilikheid en probleme maak jou moeg? Nou nooi hy jou uit. Hy sê, kom na my toe as jy moeg is van al daai nonsens in jou lewe. Ek sal vir jou rus gee. Kom neem my juk op my, kom leer by my. My juk is lig en my las is sag. Ek is nederig en ek is sagmoedig. Hoe pas die twee goed in? Kan mos nie. En in elk geval van 'n verhouding gepraat. Besef julle in Efesiërs 5 word die verhouding vergelyk tussen 'n man en 'n vrou in die huwelik, tussen God as die bruidegom en ons as sy bruid, né? En daar sê hy dat die bruidegom versorg sy bruid, voed sy bruid, sodat haar aan hom kan wy, hulle in 'n verhouding kan wees. Voed en versorg is ver van teenspoed bring en siekte bring en die slegte goed in sy lewe bring. Sien julle saam? Kom ons gaan verder aan. As ons glo dat God maak siek, kom ons vat die siek ding. Want dis gewoonlik die grootste probleem. As jy glo God maak siek, dis sy wil. Hy bring dit oor jou, hy laat dit toe. Hoekom vra jy dan dat hy jou moet gesond maak? Hoekom gaan jy dokter toe? Hoekom drink jy pille? Hoekom gaan jy vir 'n operasie? Want dan gaan jy mos teen sy wil, teen wat hy wil hê. Dan moet ons liewers vra om almal siek te word, want ons moet mos binne sy wil wees. Sien julle hoe belaglik is dit? Ek maak dit belaglik. Handelinge 10:38 sê baie duidelik, Jesus het oral rondgegaan en goeie werke gedoen en hy het almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was. Daar staan nie in die mag van die Here was nie. En ook in Lukas 13:16 word van die vrou met die bloedvloeiing van wat verkrom was en in mekaar getrek was. Dan staan daar, sy was 'n dogter van Abraham en sy was gebind deur Satan. Sy was gebind deur Satan. As ons glo teenspoed en finansiële probleme en siekte en huweliksprobleme en hartseer leer ons dinge en vorm ons karakter, dan moet alle mense met wie dit baie sleg gaan, moet hulle die mooiste karakters hê. Stem julle saam? En julle weet, dit is nie die waarheid nie. Weet julle wat beteken karakter? Karakter in die HAT beteken jou sedelike aard, jou inbors, die eienskappe wat mense verskillend maak van mekaar. En daar word gepraat van 'n swak karakter, dan word dit gesê, daai persoon het swak eienskappe, né? Swak karaktereienskappe. Of 'n goeie karakter is iemand wat goeie eienskappe het. Of 'n eienaardige karakter is mense wat eienaardige karaktereienskappe het. Nou as jy na die geestelike betekenis gaan kyk, soos byvoorbeeld in Romeine 5:3 wat sê ons moet bly wees, ons moet ons verheug oor swaar kry. En dan gaan hy daar aan en dan sê hy swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie want die liefde van God is in ons uitgestort. So dan lees die mense daar, hy sê, sien jy, ons moet swaar kry want dit vorm ons karakter. Die swaar kry vorm nie die karakter nie, die volharding in die geloof vorm die karakter. Dit is presies dieselfde in Jakobus 1 wat sê, ons moet baie bly wees as versoekings oor ons pad kom. Dan sê hy, want die wat volhard in dit wat jy glo, sal groei tot geestelike volwassenheid. So, dis nie die versoekings
wat jy moet weerstaan, wat jou karakter vorm nie, wat is die versoekings wat jy wel kan volhard. Want hoe volhard jy 'n versoeking? Versoeking is 'n toets vir wat jy glo. So nou het ek nie geld nie, en ek werk by 'n firma en die miljoene rande kom in. En ek glo, ag, jy weet, hierdie mense het mos baie geld, so ek gaan nou vir my 'n bietjie kry, en ek kroek nou 'n bietjie die boeke, en ek maak vir my net die miljoene bymekaar. Het ek die toets gedop? Ek het die toets gedop. Het ek 'n beter karakter gekry? Nee. Maar as ek sê, weet jy wat, hierdie geld sal vir my soveel gehelp het. Maar my karakter sê, ek glo dat 'n mens nie mag steel nie. En ek sal nie steel nie, ek is eerbaar, ek is betroubaar, en ek eer my werkgewer se finansiële situasie, en ek is vir hom, hy kan op my staat maak. En jy vat nie vir jou 'n sent nie. Dit is karakterbou. Selfe moet siek word. As jy siek word en jy maak klaar, jy weet, ek aanvaar nou maar hierdie siekte, jy weet, ek moet maar doodgaan. My tyd is verby, streepie is getrek. Jy weet, ek is een van die mooiste ou blommetjies wat die Here wil kom pluk. Telke die Here vir my nodig in die hemel. Sy engele doen die goeie werk, hy het vir my nodig. Mense se redenasies. Ek gaan maar nou vrede maak. Is klaar verby. Die Here het dit oor my pad gestuur. Wat, daar gaan jy nie meer 'n karakter hê nie, want jy gaan nie meer hier wees nie. Maar as jy sê, ek staan op die woord. Ek weet, hierdie siekte kom van die duiwel af. Hy wil my kom steel, hy wil my as 'n vrou kom steel by my man. Hy wil my kom steel as mamma vir my kinders. Ek het nog 'n werk hier om te doen op hierdie aarde. Ek gaan genees word. En Jesus dan, maar jy beklei teen daai siekte. En jy hou aan en jy volhard, soos daai man wat vir 17 keer gegaan het om gebid voor te word voor hy genees is vir kanker. Na die 17de keer is hy genees. Hy het sy karakter gevolg. Hy het geestelik volwasse geword. Want as enige iemand na die tyd vir hom sê, weet jy wat, die Here bring siekte oor jou, sal hy vir jou sê, no. Gaan blik iemand vir jou bid vir genesing. Die Here maak siektes gesond. Hy het geestelik volwasse geword as gevolg van sy volharding in dit wat hy glo. So ek sê hier, nee, wat wel waar is, as ons in moeilike omstandighede is, dan kom ons ware karakter tevoorskyn. Het jy dit besef? Dis soos wat as jy 'n bliksel warm maak, wat op die ouend ontplof, of jy druk op pressure, vat 'n plastiese bottel, as jy pressure op hom sit om druk, dan kom dit wat binne en uit is, kom uit. Dieselfde met ons lewens. As ons druk kry met probleme, met nood, met dinge wat sleg gaan, druk, dan kom die mooi of die goeie in jou lewe uit. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld vertel. Goeie skool is my ou beste skoolvriendin. Ons sien mekaar weer so tyd terug in. Haar man het die laaste 10 jaar het hy geld bymekaar gemaak vir hulle aftrede. Ek gaan nou nie detail gee nie, net ook ken iemand hulle. En hulle het nou vir hulle 'n neseier opgebou. Hy het hard gewerk, hulle het groot opofferings gemaak en hulle het hulle geld belê by 'n sekere instansie. En op die ou end, 'n maand of 2 terug, het hierdie hele spul plat geval. Hy het alles verloor. Hulle het letterlik alles verloor. Hulle het 'n bietjie geld oor, want hy het die fout gemaak, verkeerde besluit gemaak om al sy geld in een neseier te loop sit. Hulle sê dit nou, hulle besef dit. Weet julle wat? Daai 2 mense het vir my gewys wat hulle karakter. Hulle het pressure. Hulle kon gesê het, yes, jy weet, ek haat hierdie ou, en hoe kon hy dit aan my gedoen het? Weet julle wat sê hulle albei afsonderlik vir my? Weet julle wat? Ek neem daai ou nie kwaadlik nie, ek het geen onvergifnis teen hom nie. Dis jammer, maar weet julle, dit was ons eie fout gewees. Dis karakter. Die pressure het hulle ware karakter tevoorskyn laat kom. Want hulle weet wat die Bybel sê, dat ons mekaar moet vergewe. Ook al het iemand aan jou kwaad gedoen. En dis net 'n ware goeie karakter wat dit kan doen. Maar jy moet vanmôre weet, hoe word jou karakter gevorm? Ek wil nie lank hier op stil staan nie. Onthou julle die Bybelstudie, kyk in die spieël.
van so 2-3 maande terug, dis waaroor dit gegaan het. Ons karakters word gevorm deurdat ons die woord toepas. Presies wat ek nou nog gesê het, hoe meer jy volhard in die woord. Ek glo, ek moet altyd gasvry wees, vriendelik wees, ook al voel ek dit nie. Wat gaan die mense sê van my karakter? Ek het 'n vriendelike karakter, ook al gaan dit hoe sleg met my. Ook al het ek vanmôre my man vir my gesê, hy wil my skei, hy het 'n ander liefie ontmoet, en die mense kom by my, gaan ek nog altyd vriendelik wees, want ek het 'n vriendelike, gasvrye karakter. Ek gaan nie my karakter aanpas by my omstandighede nie, want ek pas die woordbeginsels toe. Dit is hoe mense karakter gevorm word. Jy pas die woordbeginsels toe. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, julle behoort dit altyd in hierdie tyd te ken. Daarmee saam kom werk die Heilige Gees, en hy kom verander vir my en vir jou, deurdat ons sterf in onsself. Dis wat 2 Korintiërs 4 vers 10 en 11 sê. Hy sê daar, dat ons dra die sterwe van Jesus saam in ons liggaam, sodat die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Weer is dit, ek sterf in myself, sodat ek nie my wil doen nie, maar die wil wat God wil hê. En dan volgens 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, wanneer die sluier weg is, ek sê nie onder die wet nie, dan kyk ek na Jesus, kyk ek in die beeld van God, in die spieël, ek naaap vir hom, en so verander ek volgens dit wat ek sien volgens sy beeld. Die hele ding van Johannes 3 vers 3, ek moet minder word en hy moet meer word. Dis hoe my karakter gevorm word. Dis wel so, as dit sleg gaan met my, is dit soms, en net soms, soos 'n wake-up call, om my fokus weer reg te kry, om my terug te draai na die Here toe, maar dit beteken nie, daai slegte goed het van die Here afgekom nie. Wat ek wel soms uit teenspoed leer, is dat ek ongehoorsaam was aan hom, soos wat hierdie vriende van my was, dat hulle nie volgens die woordbeginsels geleef het nie, maar hy wil my nie leer uit my probleme uit nie, of uit my siektes uit nie. Of hy wil nie van my 'n beter mens daardeur maak, of my meer geduld leer of wat nie, maar hy gebruik die slegte goed wel, en hy maak iets goeds daarvan. Ek wil hier 'n illustrasie doen. 'n illustrasie gee. My kind is saam met my in die tuin en hy wil boom klim. Ek waarsku hom, ek sê vir hom, jy moet versigtig trap, versigtig wees, en moenie op die trap, net op die sterk trappe, en ek sê later vir hom, ag nee man, klim liewer af, en hy wil nie na my luister nie, en hy val en hy breek sy been. Ek help hom, en ek sê vir hom, ag ek het jou gewaarsku, maar nou gaan hy, en hy gaan vertel vir al die mense, ek het hom laat val, ek het hom laat seer kry, sodat ek hom kan leer, dat hy moet gehoorsaam wees. Dis mos 'n leuen. En dit sou vir my as 'n ouer baie ontstel as my kind so iets doen, maar weet julle wat, dis presies wat ons met die Here doen. Dis presies wat ons doen met die Here. Die redenasie dat alles ten goeie meewerk, word gewoonlik gegee vir sulke gevalle. As jy gaan lees Romeine 8, vers 26 en 28, dan is daar 2 voorwaardes wat hierdie alles beteken. Alles wat ten goeie meewerk. Hierdie alles is nie dinge soos die dood nie, dis nie ongelukke nie, dis nie siektes nie, dis nie moord en verkrachtings en bankrotskappe en enige iets wat teen die wil van God is nie. Want die eerste voorwaarde daar is, dat as ek onder leiding van die Heilige Gees bid, of as jy in jou geestaal bid, en as jy probleme het, en jy weet nie wat om te bid nie, hy sê, jy weet nie wat om te bid nie, jy hierdie swakheid het jy, dis jou swakheid, jy weet nie wat om te bid nie, dan bid die Heilige Gees vir jou, en die Heilige Gees bid mos altyd wat die wil van God is. En dan, as jy doen wat die wil van God is, dan alles wat dan gebeur, sal ten goeie meewerk. Dis hoe daai vers werk. Dood is nie die wil van God nie. Siektes is nie die wil van God nie. So as ek siek is, en ek bid, sal die Heilige Gees vir my sê, man, weet jy wat, jy moet nou maar vrede maak met hierdie siekte. Al hierdie siekte van jou sal ten goeie meewerk. Maar as jy byvoorbeeld in 'n familietwis is, en jy sê, Heilige Gees, ek weet nie hoe om hierdie saak te hanteer. Ek is swak in hierdie situasie. Of iemand het jou beledig, of iemand het jou sleg gesê, en jy bid en sê, Heilige Gees, wat dink u, wat wil u hê moet ek doen? Dan gaan die Heilige Gees vir jou sê, weet jy wat, wees jy die minste, gaan vra om verskoning, gaan praat die saak uit, of wat ook al. Dan as jy dit doen, wat die wil van die Here is,
wat die Heilige Gees en God gebid het met mekaar en is aan jou geopenbaar, dit sal alles ten goeie meewerk. Verstaan julle dit? En die tweede voorwaarde is, dis net vir die mense wie vir God lief het. Dis net vir gelowige mense. Nie vir ongelowige mense nie. Daarom sit ek vir jou hierdie voorbeeld. As 2 daar ongeluk is, en 2 ongeredde mense sterf. Ons het heel in die begin geleef, wat is God se wil? Dat niemand verlore moet gaan nie, dat almal gered moet word. Waarheen gaan daai 2 ongereddes? Reg het hel toe. Is dit ten goeie vir hulle? Beslis nie. Is dit ten goeie vir hulle ouers wat weet dat hulle is in die hel? Beslis nie. Dis vir niemand goed as jou kind sterf nie. Maar ook al gebeur dit buite sy wil, kan die Here iets goeds daaruit bring, soos byvoorbeeld Maats op sy begrafnis wat tot bekering kom. Maar hy het nie daai kind laat sterf in die ongeluk, daai ongereddes laat sterf, sodat hy hulle maats tot bekering kan bring nie. Want die Here is nie 'n mensemoordenaar nie, Johannes 8 vers 14. Ons troos dan is, dat as ons geliefdes sterf, as jou kind dood is, en jy weet jou kind het die Here geken, dan is ons troos, ons weet hy's in die hemel. Of nog 'n voorbeeld, as 'n persoon sy werk verloor omdat hy te lui was om te werk, of omdat hy bedrog gepleeg het, dis nie die Here se wil nie. So dit kan nie ten goeie meewerk nie. Die Here kan vir hom wel op die ou end 'n beter werk gee, ja, maar as hy nog steeds lui is en weer bedrog pleeg, gaan dieselfde storie in sy lewe gebeur. Sy familie gaan swaar kry, huweliksprobleem, wat is goed daaraan? Dit is nie goed nie, want dit is nie die Here se wil nie. Nog 'n redenasie wat mense het, man, jy weet, ons moet maar uit ons foute uitleer. Hierdie goed gebeur maar op ons lewe, ons moet maar op die harde manier leer. Weet julle, ons hoef nie op die harde manier te leer nie. Jy hoef nie uit jou foute uit te leer nie. As ons uit ons foute uit moet leer, moet ons hoop ons leef lank genoeg om ons foute reg te maak. En weet jy wat, party foute kan nooit reggemaak word nie. As jy die fout gemaak het om iemand te vermoor, kan jy nooit weer daai persoon lewendig kry nie. As jy die fout gemaak het om 'n buiteegtelike kind te hê, kan jy baie lief wees vir daai kind, ja. Maar weet jy, vir daai kind wat miskien verwerping beleef of wat ook al, gaan dit nie op 'n harde manier om so iets te leer. Jy kan nie daai foute regmaak nie. Daai kind se lewe is vir altyd beïnvloed. As dit so was, ook in huwelike, wat mense sê, jy weet, my eerste huwelik het ten gronde gegaan, maar nou, ek weet nou, hoe om 'n tweede huwelik te maak. Ek nuus vir jou, want die egskeidingssyfer van tweede huwelike is 2 maal wat dit die eerste huwelike is. Want mense leer nie uit hulle foute uit nie. Dan moes alle tweede huwelike baie gelukkiger gewees het. Ons moet weet dat al hierdie probleme, alle teenspoed, al die dinge, is nooit God se wil nie. Dis ook nie sy manier om ons te straf nie. Dis ook nie sy manier om ons te leer nie. Die woord leer ons. In 1 Korintiërs 10 sê ook, dat die goed wat met die Israeliete gebeur het, is waarskuwings vir ons. Kyk byvoorbeeld na Potifar. Potifar het, Josafat het weggehardloop vir Potifar se vrou. Josef het weggehardloop vir Potifar se vrou, reg? Dawid het nie. Hy het die verkeerde keuse gemaak met 'n ander man se vrou. Sien julle? Dis vir ons 'n waarskuwing. Wie se voorbeeld wil jy volg? Definitief Josef se voorbeeld en nie Dawid se voorbeeld wat dit aanbetref nie. Romeine 15 vers 4 sê dat die woord is vir ons geskryf om ons te leer. So as probleme kom, wat moet ek doen? Ek moet my mag gebruik, ek moet my autoriteit gebruik en ek moet my geloof gebruik om dit te staan. Jakobus 4 vers 7, Lukas 10 vers 19, Matteus 11 vers 22 tot 24 wat sê vir die berg, val in die see. En hierdie is eintlik wat ek voorberei het vir vandag, maar ek het besef, dit wat ons vanoggend praat, is vir my half 'n inleiding vir wat ons die 17de November oor gaan praat. Want dan gaan ons praat oor hoe om ons mag en autoriteit in verskillende situasies toe te pas. En wat se probleme jy ook al het, as jy siekte het en al daai dinge, hoe jy dit moet doen, dit gaan 'n praktiese, 'n toepassings Bybelstudie wees. So, nee,
ons teëspoed, ons siekte, ons probleme is as gevolg van my verkeerde keuses en die gevolge daarvan. Spreuke 6 vers 32 sê, elkeen wat oorspel pleeg, verwoes sy eie lewe. Spreuke 11 vers 15 waarsku ons, moenie borg staan nie, jy gaan tot 'n val kom. Ons doen nog steeds dit. Die ander rede vir hoekom teenspoed en probleme in ons lewe kom, dit kom net eenvoudig van die duiwel af. As gevolg van misleiding, as gevolg van leuns, as gevolg van vrese wat ons het. Spreuke 27 vers 12 sê, 'n verstandige mens sien onheil kom en sorg dat dit hom nie tref nie. Maar onervare mense loop oop oë daarin en hulle boet daarvoor. En dan is daar natuurlik onkunde. Spreuke 19 vers 3 sê, sy eie dwaasheid bring 'n mens op die verkeerde pad en dan is hy kwaad vir die Here. So duidelik. Spreuke 9 vers 6 sê, neem afskeid van die onkunde, dat julle kan lewe, kom op die pad van die insig. Onkunde, ons is net eenvoudig onkundig. En dan is daar ook baie probleme wat ek en jy kry as gevolg van 'n vervalle wêreld. Jou wasmasjien breek. Jou motor se bande. Jy ry en ewe skielik is al die 4 jou bande moet vervang word en jy het nie geld nie. Nou sit jy met 'n finansiële probleem, met 'n karprobleem. Dis nie niemand se skuld nie. Bande het net 'n sekere leeftyd. Jy moet jou huis in stand hou. Jy moet jou motor in stand hou. Dinge verval, dit is die vervalling van die materiële dinge. Ek wil afsluit met hierdie volgende gedagtes. As ek en jy glo dat God beheer alles, dan is dit mos nie nodig om te bid nie. Hoekom moet ek bid? As God in elk geval lankal besluit het alles wat hy wil laat gebeur in my lewe. Dan geld Jakobus 5 vers 16 tot 18 hier wat sê, die gebed van die gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dan sê hy, Elia was 'n gewone mens net soos ons. En dit was, hy het gebid, laat dit nie moet reën nie, en dit het nie gereën nie. En toe het hy weer gebid, laat dit moet reën, en dit het gereën. Sien julle, Elia se gebed het die reën gebring en die reën laat wegbly. Lyk my daar het God nie die reën beheer nie. En dan is dit ook nie nodig om iets te glo nie. Dan is die volgende verse irrelevant, want Matteus 8 vers 13 sê, wat jy geglo het, dit het gebeur. Matteus 9 vers 29 sê ook, wat jy glo, dit sal gebeur. Markus 9 vers 23 sê, vir die een wat glo, kan alles. Waar kom God se beheer in? Markus 11, as jy glo en in jou hart nie twyfel nie, sal alles wat jy vir die Here vra, sal dit gebeur. Die Here gee my raad as ek probleme het, dis 'n feit, en hy wil altyd vir my help. Psalm 23 vers 4 is klassiek. Daar staan, hy lei my na groen weivelde, hy lei my na waters waar rus is, hy versorg my, hy doen alles. Maar as ek deur die dal van doodskade wil gaan, dan bewaar hy my, sy stok en sy staf beskerm my. Ek gaan daardeur, hy lei my nie daardeur nie. Dis hoe hy vir my kom help en vir my wil kom uitkoms gee. Psalm 32 vers 8 sê, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. En Hebreërs 12 vers 5 tot 13 gaan alles oor tug en dissipline. En dit is nie straf nie mense, dit is to discipline by the word. Discipline by the word, en deur die Heilige Gees, wat Johannes 14 vers 26 sê, die Heilige Gees kom leer en herinner jou aan die woord. So sit jy met probleme, dan kom die Heilige Gees, GPS, hy sê vir jou, die Bybel sê so en so, nou moet jy dit en dit sê. Toe Jesus sy disippels uitstuur in Matteus 10, toe sê hy, vir hulle, daar gaan tye wees wat die mense baie ongeskik met julle gaan wees, julle gaan nie weet wat om te sê nie, maar op daai oomblik, sal ek die regte woorde in jou mond lê. Matteus 10 vers 19.
Ek het net mag vir julle Matteus 10 vers 28 tot 30 gesê, wat die Here ons uitnooi, kom na my toe. Ek wil vir jou leer. Ek wil vir jou en saam met my in my juk hê, dat ek vir jou kan wys hoe ons die pad moet ploeg. Dis wat die juk storie beteken. To become a pupil of a certain teacher. Ek en jy moet weet, die Here is nooit die oorsaak van ons probleme nie. Hy is nooit die oorsaak van jou swaar kry, van jou teenspoed, van jou siekte nie. Inteendeel, Jesus het juis gesterf, sodat ek en jy lewe en heerskappy hier op aarde kan hê. Romeine 5 vers 17. Die Amplified sê dit mooi, hy sê, we must reign as kings in life through Jesus Christ. Jy moet weet, die Here kan alles beheer, maar hy doen dit nie. Hy doen dit nie. Ons is self in beheer van ons lewens. Jy kan met hom saamwerk, en dan kan God se wil ten volle in jou lewe gebeur. Maar jy moet vanmôre moet jy een ding weet, mense. Die Here se wil en die Here se plan vir jou is om as konings en priesters en profete hier op hierdie aarde te wees. En amen sê ons almal daarop.